Goeiemôre, dit is Dinsdag die 31ste Maart. Ons is in die groot lydingsweek, die heilige week, die week voor Christus se kruisiging voor Paasnaweek. Vanoggend Matteus 21 vers 18 en 19. Vroeg op pad terug na die stad het Jesus honger geword. Toe hy enkele vyeboom langs die pad sien, het hy daarheen geloop, maar niks daaraan gevind nie, net blare. Toe sê hy vir die vyeboom: mag jy tot in ewigheid nooit weer vrug dra nie. Die vyeboom het onmiddellik verdroog. Ek kan gerus ook Matteus 23 vers 1 tot 24 vers 2 lees. Jesus vervloek hier 'n vyeboom wat vol blare is, vol belofte, maar uiteindelik geen vrugte nie. En dan in Matteus 23 raas hy baie ernstig met die kerkleiers, wat uiterlik blink is, maar binnekant dood is. Wat oënskynlik vir God dien in alles wat hulle doen, maar in hulle harte glad nie. Kort voor Jesus gekruisig word, waarsku hy ons: moenie buite lyk soos jy godsdienstig is en lyk of jy God dien, maar innerlik niks nie. Dra vrugte. Vul jouself met die Gees. Vul jouself dat jy God se woord sigbaar maak rondom jou. Dat jy in 'n verhouding leef met die lewende God. Mag ons elke dag vrug dra tot sy eer. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons gemaak het, dat U ons voed, dat U ons toerus deur die Heilige Gees, ja Here, om ook vrug te dra, ja die vrugte van die Gees, die vrug van kind wees van U. Mag ons Hemelse Vader nooit net uiterlik U dien nie, maar regtig in 'n diep verhouding met U lewe. Werk deur die Gees in ons, Here, dat ons naby aan U sal bly. Dat ons nie net 'n vyeboom sal wees met blare en belofte nie, maar 'n vyeboom met vrugte. Dankie dat ons weet as ons struikel en val, is U die een wat ons optel en ons vergewe, wat nuut begin, wat saam met ons loop elke dag. Mag ons Hemelse Vader in wat ons doen U vereer. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, dat ons kan bid vir 'n wêreld wat de mekaar is. Vir hulle wat in die hospitaal is, dat ons Here vir genesing, wat by die huis siek is, wat pyn beleef, dat U sal genees en aanraak, verligting bring. Here, dat U sal vrede bring vir hulle wat bekommerd is, hulle wat na die toekoms kyk en dit hulle bang maak. Geef vir ons hoop. Ja, Here, U is ons hoop. Geef vir ons krag deur die Gees wat in ons woon. Ons bid dit in Jesus Christus se naam.